welkom by hierdie in-diepte verkenning. As jy die tipe mens is, En ons weet jy is. Anders was jy nie vandag hier om in te skakel nie. presies ja. As jy die tipe mens is wat nie net tevrede is met weet hoe om iets te doen nie, maar wat altyd wil verstaan hoekom dit werk, wel, dan gaan vandag se gesprek reg in jou kraal val. Ja, nee, beslis. Omdat daar min dinge op aarde is wat so fascinerend, so kompleks en regtig so briljant ontwerp is soos die menslike liggaam. En vandag gaan ons daardie ontwerp dophou deur die lens van 'n baie spesifieke beweging. 'n Beweging wat jy waarskynlik al iewers gesien het, of dalk self gesweet het om te probeer voltooi. Veral as jy al ooit jou voet in 'n Pilates ateljee gesit het. Ons praat natuurlik van die beroemde Pilates 100 of La Centaine as ons dit op sy oorspronklike Frans wil noem. Die berugte 100. Ja, die berugte 100. Maar, kyk, ons gaan nie vandag net praat oor hoe om jou arms te swaai nie. Dit is nie 'n fitnessklas nie. Ons gaan kyk na die absolute neurologiese en biomeganiese meesterstuk wat agter daardie oënskynlik eenvoudige beweging skuil. Dit is presies die benadering wat ons vandag neem. En om hierdie verkenning werklik in diepte te kan doen, leen ons vandag op 'n baie gespesialiseerde kursusdokument. Dis geskryf deur Caroline Berger de Femini, né? Ja. Sy is 'n internasionaal erkende stot Pilates instrukteur en ook die HJB van Bio Pilates Parys. Haar dokument is regtig uniek. Dit is nie net 'n handleiding wat sê doen dit of doen dat nie. Dit ontleed letterlik wat in jou liggaam gebeur wanneer jy die 100 op 'n tradisionele vloermat doen en dit vergelyk dit dan direk met wat gebeur wanneer jy dit op die reformer masjien doen. Die kontras tussen daardie twee omgewings ontsluit 'n magtige inligting oor hoe ons senuweestelsel werklik funksioneer. En dit is ons missie vir jou vandag, om hierdie 100 jaar oue oefening te vat en dit heeltemal te dekonstrueer. Jy gaan sien dit is nie net 'n kwessie van bietjie opwarm en bloedpomp nie. Dit is 'n simfonie. 'n Volwaardige orkes. Presies, 'n orkes van asemhaling, brein-sein-koördinasie en mikroskopiese spierbeheer. Maar kyk voor ons by die spierselle en die breingolwe kom, moet ons miskien die horlosie so 'n bietjie terugdraai. Maar die 1920s toe. Ja, ek meen as 'n mens dink aan fiksheid in daardie era, dink jy aan daardie sirkussterk manne. Ouens met die groot snorre en die gestreepte pakke wat ysterstawe buig. Dit het in daardie tyd letterlik net gegaan oor broedkrag en massiewe, sigbare spiere. Dit is so waar en dit is wat die geskiedenis van hierdie metode so merkwaardig maak. Joseph Pilates was in daardie opsig dekades, miskien selfs 'n volle halfuur sy tyd vooruit. Omdat hy na ander dinge gekyk het. Ja, terwyl die res van die fisiese kultuur meestal gefokus was op spiere wat jy in 'n spieël kon sien bult, het hy na die liggaam gekyk en besef dat ware krag en ware postuur eintlik in die skaduwees lê. In die onsigbare spiere. Hy het oefeninge soos die 100 ontwikkel om spesifiek daardie diep stabiliseerder spiere te target. Hy het gekyk na dinge soos die transversus abdominis, daardie diep korsetspier, en natuurlik die bekkenvloer. Wat fascinerend is, want dit is ons konsepte wat moderne sportwetenskap eers baie onlangs as krities begin beskou het. Absoluut. Fisioterapeute het regtig eers in die laaste paar dekades besef hoe absoluut krities dit is vir beide rehabilitasie en professionele atletiese prestasie. Maar wag, dit bring ons dan dadelik by die groot debat in die moderne Pilateswêreld. Ek meen, as jy vandag na 'n ateljee toe gaan, het jy basies twee opsies: die mat of die reformer. Die groot keuse, ja. Vir iemand wat dalk heeltemal nuut is hiermee, is die aanname mos altyd dat die vloermat die beginnersweergawe is, en as jy eers bietjie meer gevorderd is, dan skuif jy oor na daardie groot intimiderende masjien met al die vere en die katrolle. Ja, mense sien daardie masjien en dink dadelik, dit is vir die elite. Ek meen, mense betaal ook 'n stewige premie vir reformer-klasse. So my vraag is dit regtig beter of is dit net anders? Wat gebeur fisies in jou liggaam as jy op daardie masjien lê teenoor wanneer jy net op die harde vloer lê? Dit is 'n briljante vraag. Die aanname dat die masjien bloot die moeiliker of beter weergawe is eintlik een van die grootste wanopvattinge in die hele bedryf. Kom ons kyk na hoe die reformer in wese werk. Goed. Dit is 'n masjien wat gebaseer is op veranderlike weerstand, deur middel van vere. Jy lê op 'n waantjie of 'n carriage wat vrylik heen en weer op spore kan rol. Dadelik beteken dit, jou basis is onstabiel. Dit beweeg onder jou. Ja. Jou senuweestelsel word dus onmiddellik blootgestel aan eksterne kragte,
wat met elke millimeter van jou beweging verander. Om daarop te balanseer en boonop die oefening uit te voer, word jou brein gedwing om 'n hoogs aanpasbare neuromuskulêre strategie te gebruik. So dis nie net brute krag nie. Glad nie. Jou liggaam moet letterlik in 'n breukdeel van 'n sekonde besluit om beide stadige uithou vermoë spiervesels en vinnige spiervesels af te wissel, net om teen daardie bewegende platform te kan stabiliseer. Jou brein is in 'n konstante gejaagde toestand van berekening. As ek jou reg verstaan, voel dit asof jy op die masjien in 'n soort boksgeveg met die vee is. Jy veg heeltyd teen die onstabiliteit en teen die feit dat die platform letterlik onder jou wil weggly. Dis 'n goeie manier om dit te stel. Maar wat van die mat dan? Daar beweeg tog absoluut niks nie. Dis net jy en die vloer. Dit klink in teorie soveel makliker, maar enigeen wat al 'n goeie matklas gedoen het, weet dit brand soos vuur. Hoekom is dit so? Omdat jy op die mat heeltemal gestroop word van enige meganiese hulp. Daar is geen vere laat die gewig van jou bene vir jou oorneem nie. Daar is geen platform wat vir jou daardie tasbare terugvoer gee oor waar jou posisie in die ruimte is nie. Jy is op jou eie. 100% op jouself aangewees. Jy is op jou eie teen die genadeloose krag van swaartekrag. Omdat jy op 'n vaste oppervlak is, verander die vereiste op jou spiere eintlik dramaties. Jy hoef nou wel nie aan te pas by 'n bewegende waankie nie, maar jy moet 'n absolute ononderbreeke isometriese sametrekking handhaaf. Sjoe. Jy moet jou eie anker word. En as ons biomeganies daarna kyk, is dit 'n massiewe uitdaging om daardie perfekte postuur sonder enige hulp van buite te hou vir 'n volle 100 tellings. Dit verander regtig hoe 'n mens na jou eie oefenprogram kyk. Om dit op die vloer te doen, dwing jou spiere om die volle totaliteit van die gewig te dra. Geen wonder mense bewe altyd so baie op die mat nie. Dis hoekom die matklas soms die meeste uitdagend kan wees as jy dit reg doen. En dit bring ons dadelik by die spiere wat eintlik daardie werklike swaar opheffing doen. Almal dink ons altyd net aan ons sixpack, maar die dokument lê ongelooflik baie klem op die skuinsbuikspiere, die obliques, en daar is blykbaar meer as net een laag van hulle. Ja, die obliques is regtig die onbesonge helde van hierdie spesifieke beweging. Ons kyk na twee baie spesifieke lae, die eksterne en die interne obliques. In plaas daarvan om net anatomiese name te gooi en te sê hulle heg aan sekere ribbes, kom ons dink eerder oor wat hulle in die praktyk werklik doen. Dit sal help, ja. Die eksterne obliques is jou buitenste laag. Dink aan hulle spiervesels as rekkies wat so skuins afwaarts en vorentoe loop. Dit is presies dieselfde rigting waarin jou hande gly as jy dit in die sakke van 'n baadjie sou steek. Reg, so skuins af en na die middel toe. Presies. Hulle hooffunksie is om daardie hele ribbekas vas te gryp en dit kragtig af te trek na jou bekken toe. Hulle hanteer ook rotasie. As jy jou regterskouer na jou linkerknie wil bring, is dit hoofsaaklik jou eksterne obliques wat daardie oorkruisbeweging dryf. Maar wag, as ons die 100 doen, draai ons mos nie. Ons lê tog op ons rug met die kop en skouers net gelig en ons pomp die arms op en af. So hoekom is daardie roterende spiere so belangrik as ons basies net stil lê? Dit is omdat jou bene in die lug is. Daardie bene, of hulle nou gebuig in 'n tafelbladposisie is, of reguit uitgestrek is na voor, is ongelooflik swaar. Hulle skep 'n massiewe heffingkrag wat mik om jou larig van die mat af te ruk. En dit wil jou bekken vorentoe laat kantel. Ek ken daardie gevoel al te goed. Ja, en as dit sou gebeur, beland al daardie gewig direk op jou sensitiewe laaste paar rugwervels. So, jou eksterne obliques werk oortyd in 'n rotsvaste isometriese greep. Hulle hou jou bolyf in daardie effense buiging en keer dat daardie heffingkrag letterlik jou rug breek. Hulle is die ankerkabels wat jou postuur daar red. Dit skep so 'n duidelike prentjie van daardie spanning wat mense in jou maag voel. Jy veg letterlik teen die hewim van jou eie bene. En as dit die eksterne laag is wat daardie ankerkabels is, waar pas die interne obliques dan in? Loop hulle in dieselfde rigting? Nee, hulle doen glad nie en dit is werklik wat die menslike anatomie so ontzagwekkend maak. Die interne obliques lê baie dieper. Hulle is nader aan jou organe en jou bekkenvloer. Al vesels loop byna loodreg op daardie eksterne laag wat ons nou net bespreek het. So hulle gaan skuins opwaarts. Presies, skuins opwaarts. En omdat jy hierdie twee lae spiere het,
wat in teenoorgestelde rigtings oor mekaar kruis, vorm dit 'n ongelooflike sterk geweefde weefselkorset rondom jou hele middellyf. Soos 'n net. Ja, 'n stewige net, en hul hoofaksie hier is uiters synergisties met jou heel diepste spier, die transversus abdominis. Terwyl die eksterne oblieks jou bolyf in posisie hou, dien die interne oblieks as die diepste remstelsel in jou liggaam. Hulle keer enige ongewenste rotasie of wikkeling van die bekken terwyl jou arms kragtig op en af pomp. Hulle is wat jou kern so soliede soos 'n betonblok hou. En dit bring ons natuurlik heeltemal terug by die mat teenoor die reformer witbad. Ek het vroeër in die aantekeninge gesien die skrywer noem EMG-data, elektromiografie, wat mos basies die elektriese seine in die spiere meet terwyl mense besig is om te oefen. Ek neem aan die spiere vier dan nie presies dieselfde in albei daardie situasies nie. Nee, glad nie. Elektromiografie is altyd fascinerend om te lees, omdat dit vir ons die onsigbare data gee. Dit wys ons wat onder die vel gebeur. En hierdie spesifieke data bevestig presies ons vroeëre debat. Wat het die sensors gewys? Op die reformer wys die EMG-sensore 'n wisselende dinamiese aktivering van veral daardie diepe interne oblieke. Omdat die waantjie effens beweeg as jy jou arms pomp, moet die brein onophoudelik klein regstellings maak. Dit stuur gedurig pulse van elektriese seine om daardie mikroskopiese onstabiliteit teen te werk. Maar nie op die mat nie. Nee, op die mat sien ons 'n heel ander prentjie in die data. Die EMG wys 'n konstante, ononderbroke, brandende isometriese druk in veral die eksterne oblieks. Daar is amper geen variasie nie. Jou spiere moet net klou vir oorlewing teen die swaartekrag. So, dit bewys weer eens wetenskaplik dat daar nie 'n makliker weergawe is nie. Dis net 'n totaal ander neurologiese vereiste. Ja nee, as jy op die mat is dit rou krag en uithoue vermoë en op die masjien is dit baie meer daardie fyn mikroskopiese reaksiespoed. Dit maak heeltemal sin. Maar kyk, kom ons wees prakties vir 'n oomblik met dit alles. Sekerlik. Jy kan nie net op 'n vloer neerslaan, jou bene in die lug gooi en begin arms waai nie. Die postuur en die opstelling van die liggaam is waarskynlik die belangrikste deel, veral op die reformer, want jy noem heeltyd hierdie onstabiele vere. Hoeveel weerstand moet 'n mens werklik gebruik as jy op daardie masjien is? Die opstelling is waar veiligheid en sukses regtig begin. Op die reformer sal 'n instrukteur gewoonlik die vere op 'n lae tot medium spanning stel. Dis gewoonlik soos 'n 1, 2 of miskien 3, afhangende van watter soort masjiene dit is. Dit klink vir my redelik lig. Mense wil dalk swaarder hê. Dit klink dalk asof jy dit swaarder wil hê sodat jy 'n sogenaamde beter oefening kry, maar dit is 'n ongelooflike gevaarlike struik om in te trap. As die vere te swaar gestel is vir jou arms om gemaklik te pomp, gebeur daar iets baie voorspelbaar met jou liggaam. Jou liggaam raak in wese paniekerig en begin klag elders soek om die beweging te voltooi. En waar kry jy die krag? Skielik begin jy met jou nekspiere en jou boonste trapezius trek om daardie arms te probeer beweeg. Dit vernietig dan onmiddellik die hele doel van die oefening, want jou kern word heeltemal geomseil. Jou nek neem die spanning oor, wat net later tot pyn en styfheid sal lei. Ja, jy sien dit so gereeld in oefenklasse. Mense lê daar en hul skouers is heeltemal tot by hul ore opgetrek van die spanning. Maar gepraat van die nek, die reformer het mos altyd daar die klein kopstit wat mens kan op of afslaan. Baie mense dink dit seker net daar sodat jy 'n bietjie gemakliker kan lê terwyl jy oefen. Maar as ek na jou luister het dit sekerlik 'n baie meer biomeganiese funksie, né? Absoluut. Dit is hoegenaamd nie net 'n kussing vir gerief nie. Tydens die handrit, waar jou bolyf in daardie konstante buiging van die mat afgehou word, het jou servikale ruggraat veral die geneigtheid om baie spanning te akkumuleer. Jou nek trek styf. Omdat die kop swaar is. Presies. So die kopstit bied 'n belangrike strukturele ondersteuning om jou nek in sy natuurlike belyning te hou. As jou nekspiere so sagtens ondersteun word, hoef hulle nie heeltyd te werk om jou swaar kop in die lug te probeer hou nie. En dit beteken daardie waardevolle senuwee-energie kan gereserveer en herlei word na die areas wat werklik moet werk, jou diep buikspiere.
OK, so as die liggaam se posisie eers reg is, kom ons uiteindelik by die ritme self. Ek meen die hele naam die 100, kom ons natuurlik van die asemhaling af. Jy doen 10 volle asemhalingssiklus, 5 tellings terwyl jy diep inasem en dan 5 tellings terwyl jy kragtig uitasem. Maar hoekom juis hierdie spesifieke ritme? Is dit regtig net sodat die instrukteur iets het om te tel? Dit voel soms so vir die mense in die klas. Ja, mens kon tog net normaalweg asemhaal terwyl jy wag dat die pyn verbygaan. Dis baie meer wetenskaplik as dit. Dit het alles te doen met interne strukture in jou liggaam. Om baie presies te wees, ons noem dit intra-abdominale druk. As jy daardie 5 tellings so kragtig uitasem, gebeur 'n kettingreaksie binne in jou. Jy dwing al daardie lug uit wat vereis dat jou transversus abdominis en jou skynspiere geweldig skerp moet saamtrek. Dit skep 'n massiewe toename in druk binne in jou maaggolte. Maak dit die ruggraat meer stabiel? Presies. Dink daaraan soos om 'n leë plastiekkoeldrankbottel styf toe te draai en dit dan te probeer druk. Dit voel solied, né? Daardie interne druk is presies wat jou larig stewig en veilig hou terwyl swaartekrag jou bene genadeloos ondertoe trek. Aan die ander kant, daardie inaseming verskaf 'n mikroskopiese gekontroleerde verligting van die druk. En terselfdertyd verskaf dit suurstof aan die werkende weefsels sodat hulle daardie uithou vermoë vir 100 pompaksies kan handhaaf. Dis regtig 'n wonderlike manier om daaraan te dink. Asemhaling nie net as lig nie, maar letterlik as struktuur. En dit bring ons by die arms. Die Franse noem dit in die dokument battements de bras. Ek moet sê, in baie beginnersklasse sien mense wat daar lê en hul hande wild van hul elmboog afklap. Dit lyk amper asof hulle letterlik probeer opstyg soos voëls in die moeilikheid. Dit is tog seker nie hoe dit biomeganies hoort nie. Nee, glad nie. En tog is dit 'n baie algemene gesig. Dit is ongelooflik biomeganies ondoeltreffend om dit so te doen. Die beweging mag onder geen omstandighede uit die elmboog of die gewrig te kom nie. Jou arms moet lank en reguit wees, natuurlik sonder om die elmboog oormatig te sluit of te oorstrek. Die sleutel is dat daardie pompaksie direk uit die skouergewrig moet oorsprong neem. So die hele arm beweeg as een eenheid. Ja, deur die hele arm as 'n soliede hefboom van die skouer af op en af te beweeg, verplig jy heeltemal ander spiere om in die bollyf betrokke te raak. Jy aktiveer dadelik jou serratus anterior. Dit is daardie spiere wat soos vingers oor jou ribbes onder jou oksels loop. En natuurlik jou ruitspiere, die rhomboids, wat mooi tussen jou skouerblaaie lê. Ek het iewers van tevore die term dinamiese korset gehoor. Dit voel of dit presies is wat hier besig is om te gebeur. Jy het jou buikspiere wat as ware 'n korset om jou maag trek en dan, deur jou arms uit jou skouers te pomp in plaas van uit jou elmboog, skep jy dadelik nog 'n soliede korset heeltemal bo in jou bollyf. Presies. Daardie skouerspiere hou letterlik jou hele borskas rotsvas terwyl jou arms op en af beweeg. Dit klink wonderlik as ons so daaroor praat, maar kyk, kom ons kyk 'n bietjie dieper onder die vel as wat ons alreeds het. Goed, kom ons delf dieper. Ons het nou baie gepraat oor die uiterlike beweging en die spiere wat ons byna kan voel as ons oefen. Maar om hierdie massiewe en komplekse koördinasie te bewerkstellig, wat daardie just gebeur eintlik daaronder op cellulêre vlak? Hoe kry my brein hierdie komplekse boodskappe tyds by my maagspiere uit? Dit is waar ons regtig die fyn mekanieke van ons biologie betree. Dit is fascinerend. Lank voordat jy selfs een asemteug geneem het in jou oefenklas, begin hierdie beweging natuurlik heel eerste in jou brein. In 'n area wat ons ken as die primêre motorkorteks, formuleer jou brein eers die intensie om te beweeg. Dit vertaal daardie gedagte direk in 'n elektriese impuls. Daardie spesifieke impuls reis dan blitsvinnig af langs die kortikospinale baan in jou rugmurg en dit bereik uiteindelik spesifieke senuweeselle genaamd alfa-motorneurone. Wat doen daardie neurone dan? Hierdie alfa-motorneurone is die direkte kommunikasielyne wat van die rugmurg af na jou verskillende spiere toe uitloop. Sjoe, en wanneer daardie elektriese sein uiteindelik, na sy lang reis, by die spiervesel self aankom, gebeur daar blykbaar 'n byna magiese transformasie, né? Dit verander letterlik van elektrisiteit na chemie. Dit is die tipe goed wat mens dink net in 'n laboratorium gebeur, maar dit vind sekerlik op hierdie einste oomblik biljoene kere in ons liggame plaas. Presies. Dit gebeur heeltyd.
Die aansluitingspunt tussen die senuwee en die spier staan wetenskaplik bekend as die neuromuskulêre aansluiting. Wanneer die elektriese sein daar aankom, word 'n baie spesifieke chemiese neurotransmitter genaamd asetielcholien in 'n mikroskopiese gaping vrygestel. Asetielcholien. Goed. Ja, en dan vang die spiervesel hierdie chemikalie op, wat veroorsaak dat sy interne kompartemente basies oopmaak en kalsiumione na binne spoel. Jy kan daardie kalsium amper sien as die sleutel wat die finale aksie werklik ontsluit. Dit laat naamlik 2 mikroskopiese proteïene, aktien en myosien, toe om uiteindelik aan mekaar vas te haak. En dit is daardie bekende aktien en myosien toutrek kompetisie waaroor mens altyd lees. Hulle gryp mekaar en hulle trek. En dit is wat maak dat die fisiese spiervesel in sy geheel verkort of styf span. Juis! As miljoene van hulle dit gelyk doen, het jy skielik 'n massiewe spiersamentrekking wat jou lank genoeg in die 100-posisie kan vashou. En natuurlik, hierdie toutrekkompetisie dryf op cellulêre brandstof, ATP. Dis seker hoekom as jy eers by 'n sê nou maar tel nommer 60 of 70 kom, dit voel asof jou maag fisies aan die brand is. Daardie brand is onmiskenbaar. Want jou mikroskopiese weermag verbrand letterlik deur al laaste bietjie reserves. Dis presies wat daardie brandende sensasie is wat ons almal so goed ken. Maar kyk, die senuweestelsel is nie net 'n eenvoudige eenrigtingstraat waar die brein dit heeltyd beveel en die spiere blitsig gehoorsaam nie. As dit so eenvoudig was, sou ons onsself waarskynlik gereeld stikkend skeer wanneer ons dalk 'n bietjie te moeg word. Die liggaam het 'n uiters gesofistikeerde, ingeboude veiligheidsmeganisme. Ons noem dit propriosepsie. Ek het al van die term gehoor, ja, ruimtelike bewustheid. Meer as dit. Jou spiere is letterlik vol piepklein sensors ingebou. Ons noem hulle spierspoele en Golgi-peesorgane. Die spierspoele is daar om te meet of 'n spier dalk te vinnig of te ver strek. Terselfdertyd sal die Golgi-peesorgane inkom om die spanning waar te neem wat direk op jou sendings toegepas word. Dit is basies soos 'n interne radarstelsel. So kom ons vat 'n praktiese voorbeeld. Sê nou jy is by tel 80. Die brand in jou maag is ondraaglik, jy bewe en jou transversus abdominis begin effens pad gee van die moegheid. Skielik begin jou laarrug in 'n hol te buig. Dit kom op van die mat af, weg van daardie veilige posisie af. Wat gebeur dan met daardie radarstelsel? In daardie presiese breekdeel van 'n sekonde bespeur die Golgi-peesorgane wat in jou obliques en jou larig sit, die skielike gevaarlike toename in spanning. Hulle stuur onmiddellik flitsende noodseine terug na jou rugmerg en jou brein toe. Hulle rapporteer dat die meganiese integriteit besig is om vinnig te faal. Voor jy nog self besef jy het 'n probleem. Presies. As 'n refleks sal jou liggaam dan dikwels vinnige teëgewig aksie initieer net om jou te beskerm. Dis hoekom jy so baie keer voel jy moet net jou bene laat val of jy moet net jou kop laat sak as jy regtig so moeg raak. Dis nie noodwendig jou eie swak wilskrag nie, al dink ons baie keer so. Dis jou liggaam wat self ingryp. Dis jou brein wat aktief ingryp om weefselskade te voorkom. En dit alles gebeur op grond van daardie ononderbroke cellulêre terugvoerlus. Sjoe. Jy dink altyd dit is jy wat soos 'n mislukking besluit om tou op te gooi, maar eintlik red jou lyf jou dalk in daardie oomblik van 'n hernia. En dis natuurlik waar 'n baie slim instrukteur die prentjie moet betree. Besef. Hulle staan tog sekerlik nie net daar en tel koud tot by 100, terwyl mense se rugge besig is om te breek nie. As die liggaam by daardie kritiese punt van mislukking kom, hoe pas ons dit dan veilig aan in 'n klas? Veral as ons in ag neem dat ons nie almal op dag 1 daardie perfekte, lang uitgestrekte bene op die mat kan handhaaf nie. Dis waar. En die skoonheid van 'n metode soos Pilates lê spesifiek in die unieke vermoë om dit vir letterlik enige liggaam te kan aanpas. 'n Oplettende instrukteur sal jou postuur baie lank voor 'n moontlike besiging regstel. As jy sê jy voel jou nek begin kramp of jou rug begin trek, is die heel eerste verandering bloot om net jou kop en jou skouers plat op die mat te laat rus. Dis al. Ja, dit skakel die spanning op jou servikale ruggraat onmiddellik uit. En dit herfokus die krag slegs waar dit hoort, op die kern. As die hefpomkrag van die bene steeds te veel is vir jou maagspiere, verander jou die posisie deur net die knie te buig in 'n tafelbladposisie as hulle reguit was. Maar een van die mees subtiele, tog regtig briljante aanpassings is om 'n sagte pilatesbal of selfs net 'n opgerolde handdoek tussen die knie te plaas. Ek het dit in klasse al gesien, ja. Hulle sê altyd mens moet die bal liggies druk,
Maar ek het altyd gedink, dit is seker net sodat jy aan iets anders eet om te dink, sodat jy die pyn vergeet. Nee, glad nie. Daar is weer eens harde anatomie agter daardie instruksie. Deur jou knie fisies saam te druk, vier jy onmiddellik jou adduktorspiere. Dit is daardie spiere aan die binnekant van jou bobene. Jou adduktors weef faciaal en neuromuskulêr direk in jou bekkenvloer en in jou onderbuik in. So hulle is almal verbind. Ja, daardie relatief eenvoudige drukaksie wek as ware die hele onderste helfte van jou interne korset op, wat vir jou soveel meer stabiliteit oor jou bekken gee, as wanneer jou bene net ontspanne is. Dit is byna soos om letterlik 'n ekstra ondersteuningsbalk aan jou boustruktuur vas te skroef in die helfte van die oefening. Dis regtig soos 'n wetenskaplike cheat code vir jou senuweestelsel. Jy ontdek net hierdie biologiese kortpaaie sodat jy die beweging perfek en veilig kan uitoefen. En dit laat my nogal dink oor die toekoms hiervan. As Pilates 100 jaar gelede met blote vere en vloermatte begin het, waarheen stuur hierdie dissipline nou? Die bronmateriaal maak spesifiek melding van 'n paar ongelooflike tegnologiese innovasies wat blykbaar reeds die wêreld van beweging en biomeganika binnendring. Ja, dit doen. En die tegnologiese horison wat bespreek word, is werklik skouspellende. Spesifiek as ons dink aan hoe ons in die nabye toekoms gaan oefen en rehabiliteer. Ons beweeg baie vinnig verby bloot waarneming met die blote oog deur 'n instrukteur. Die bedryf begin reeds swaar eksperimenteer met 3D bewegingsvaslegging of motion capture in gewone ateljee's. Hulle gebruik selfs hoë resolusie draagbare EMG-sensors wat direk in jou oefenklere ingeweef is. Wag, in jou klere? Ja, hierdie slimklere kan letterlik intyds meet watter persentasie van jou linker interne obliek besig is om te vuur teenoor jou regterkant. En dit is absoluut krities om piepklein assimmetriese wanbalanse uit te wys nog lank voor dit tot enige weefselbeserings lei. Ek kan my net indink hoe radikaal en amper futuristies so 'n ateljee oor 'n paar jaar gaan lyk. Kan jy dink aan die moontlikheid van versterkte werklikheid of AR in hierdie konteks? Jy sit daardie slim bril op terwyl jy op die reformer in 'n klas lê. En pleks van 'n instrukteur wat oorkom en sê jou heupe is skeef, sien jy letterlik rooi en groen pyle in die lug bokant jou flits. En dit dui vir jou in reële tyd aan presies hoe om jou postuur reg te stel. Jy kyk dalk na 'n intyds hologram van jou eie skouerblaaie. Dit is heeltemal binne die reik van moontlikheid. Of neem dit selfs nog 'n verder stap met die integrasie van kunsmatige intelligensie en masjienleer op die reformer self. Die volgende generasie van hierdie masjiene kan dalk direk gesinkroniseer word met die fyn data van jou spierspole of net jou hartklop. As die algoritme outomaties agterkom dat jou spiere aan die einde van hul uithou vermoë is en jou larig in gevaar is, kan die masjien outomaties die spanning van die vere mikroskopies verlaag of selfs verhoog om presies die perfekte hoeveelheid weerstand vir daardie spesifieke sekonde van jou oefensessie te bied. Dis amper soos 'n selfbesturende motor, maar vir jou liggaam. Presies. Dit is bewegingsoptimalisasie op 'n vlak wat ons as mense skaars kan begryp op hierdie stadium. En dit sluit eintlik alles so perfek by mekaar aan van die begin af, nê? Vanaf 'n relatief eenvoudige ontdekking deur Joseph Pilates in die 1920s tot by hierdie KI-gedrewe spieranalise van vandag. As ons dit wat ons vandag in diepte bespreek het, so 'n bietjie by mekaar trek vir jou. Of jy nou 'n hardcore ysteratleet is wat daardie laaste millimeter van prestasie uit jou lyf soek, of jy is bloot net iemand wat voel asof jou rug heeltyd seer is na 'n baie lang dag by die rekenaar. Die hundreds leer ons 'n les in totale ongeëwenaarde spierkoördinasie. Dit wys ons veral dat asemhaling nie net is om suurstof in die longe te kry nie, maar dit is 'n tasbare fisiese krag. 'n Krag wat die struktuur van ons eie ruggraat van binne af heeltyd ondersteun. En dit bevestig vir ons dat die mees ingewikkelde cellulêre prosesse, soos kalsium wat mikroskopiese proteïene in die spiere bind, ten volle beheer word deur 'n enkele fokus van jou bewuste verstand. Ja, ek stem ten volle saam. En miskien is die belangrikste gevolgtrekking wat ons uit die bronmateriaal kan neem, bloot dat dit op die ou end regtig nie so baie saak maak of jy op 'n baie duur fancy masjien in 'n ateljee is nie, of as jy bloots op die vloermat by die huis lê nie. Beide daardie omgewings bied verskillende uitdagings vir die senuweestelsel en die spiere. Die ware towerkrag agter die metode is immers nie die masjien nie, dis hoe bewuslik jy jou brein se seine met jou eie fisiese bewegings in lyn kan bring. Dit is daardie neurologiese verbinding wat veranderlike weerstand so goed op die masjien hanteer
en wat ook jou liggaam as 'n eie anker inspan wanneer alles anders weggestroop word op die mat. Dit is absoluut die hart van die saak. Die bewussyn is in beheer. Maar soos ons klaarmaak met vandag se sessie, wil ek jou, ons luisteraar, agterlaat met 'n effekse provokasie. Ons het mos nou net met sterre in die oë gepraat oor 'n toekoms waar slim brille en algoritmes presies sal kan afmeet hoe sterk jou skynspiere trek en outomaties jou vere op die masjien vir jou sal aanpas. Maar hier is die eintlike vraag. As tegnologie binnekort elke liewe asemteug, elke postuurfoutjie en elke druppel weerstand vir ons gaan outomatiseer en regstel, stuur ons dalk onbewus af op 'n toekoms waar sogenaamde bewustelike beweging heeltemal verlore raak. As 'n koue algoritme leer om jou eie lyf vir jou te lees, verloor ons dan daardie oorspronklike gees-liggaam-konneksie. Daardie rou, bietjie ongemaklike selfbewustheid wat Joseph Pilates juis 100 jaar gelede op 'n stukkie houtvuur probeer ontsluit het. Dis miskien iets om aan te dink die volgende keer as jou kern in daardie klas begin brand en jy wil opgee. Baie dankie dat jy jou kosbare tyd vandag saam met ons spandeer het in hierdie indiepte verkenning. Mag jou oefensessies altyd bewustelik bly en mag jou brein altyd soekend wees na die hoekom.